Nou, ons almal het sekerlik donderdag. Donderdag Hemelvaart gevier. Maar wat beteken Hemelvaart regtig vir ons? Ek dink as ek by elkeen gaan stil staan en vra, wat beteken Hemelvaart vir jou en wat beteken Hemelvaart vir jou as 'n Christen? Dink ek gaan ons 'n wye, breë antwoorde kry. Ons hoofteksvers waar ons by gaan stil staan is Handelinge 1 vanaf vers 4 tot 11. Handelinge 1 vanaf vers 4 tot 11. En ek lees vir ons. Toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte wat die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het Jesus voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Dis 'n moontjie vol, maar kom ons breek dit so 'n bietjie op. Die belangrikste wat Hemelvaart behels, hoe het ons by Hemelvaart uitgekom? Daar is sekere dinge wat moes gebeur het. Eerstens, God moes die besluit geneem het om sy enigste seun af te stuur vir ons. Want as Jesus nie op die aarde was, die tydperk wat hy was nie, en getroud wees aan God nie, en gedoen het wat hy van hom verwag het nie, sy woord gebring het, en op die ou einde op die kruis gesterf het, sou Hemelvaart nie gebeur het nie. Alles gebeur met 'n doel. Dis alles profeseë wat in die Bybel vir ons gegee is in die Ou Testament, die meeste. Maar om 'n profesie te kan laat waarkom, dinge moet gebeur. En dis een groot opoffering wat Jesus gemaak het, is om sy lewe vir ons te gee. Want dit is was volgens God se woord. Nou Jesus het aan die kruis vir ons gesterf, op die 3de dag weer opgestaan. 3 dae, maar bitter baie het gebeur in daai tydperk. Ons lees in Johannes 19 die hele gedeelte van Jesus se kruisiging, waardeur hy alles gegaan het. Die marteling, die vernedering, alles wat hy moes deurgaan, een persoon vir die hele wêreld. Vir almal wat daar was in die geskiedenis en vir almal wat kom. Nou dit is 'n groot opoffering wat Jesus moes gedoen het. Maar dit is 'n besluit wat hy moes geneem het om gehoorsaam te wees aan God. Nou na die opstanding, volgens die woord het hulle gesê 40 dae het Jesus saam met sy disippels gewandel. Hy het aan verskeie gelowiges voorgekom en alles het gebeur volgens God se woord om profeseë te kan laat waarkom.
Nou, hoekom net 'n sekere tydperk op aarde wees om te sterf, weer op te staan en weer terug te gaan hemel toe? Vir elkeen gaan dit 'n ander betekenis hê. Maar vir ons as Christen beteken dit oorwinning, om dit kort te stel. Oorwinning van sonde, oorwinning van siekte, oorwinning van al die negatiewe dinge. Want toe die Here daardie 3 dae in die graf was, sy liggaam in die graf was, het hy die sleutels vir ons genaal. Hy het die dood oorwin, hy het die duiwel oorwin, en hy het alles vir ons gaan regmaak. Maar die dag met opvaring, soos wat ons gelees het, het ons gesien dat, soos wat die Here opvaar na die hemel, so gaan hy terugkom. En dis my grootste punt. Die grootste dag waarvoor ek wag. Ek weet nie van julle nie, maar dis 'n dag wat ek nie meer voor kan wag nie. Amen. Amen. Kom ons kyk gou na Handelinge 5. Handelinge 5 vanaf vers 29 tot 32. En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Die God van die vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het God as leidsman en verlosser deur sy regterhand verhoog en aan Israel bekering en vergifnis van sonde te skenk. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Nou hier bevestig dit vir ons. Ons weet God het sy seun afgestuur aarde toe. Ons weet God het daai besluit gemaak. Maar hier ook het God vir Jesus opgewek. God het vir Jesus die leidsman en verlosser aangestel vir ons sondes te kan vergewe. God het die Heilige Gees aan ons gegee, soos wat Jesus het beloof het. En hier is 'n bewys weer dat daar net een persoon wat dit kon doen. Net een persoon, maak nie saak wat 'n afgode jy aan kan dink nie, gaan dit nie kan regkry nie. Dis net God wat dit kon gedoen het. En alles hierdie was profesie wat vir ons gegee is om God se plan op aarde vir ons te kan volmaak. En soos ek gesê het, alles gebeur met 'n rede. Jesus moes sy paadjie geloop het. Jesus moes gekruisig geword het, opgestaan het en dan opgevaar het na die Here toe, na die hemel toe. Maar dis waar die ding nou inkom. Ons lees in Romeine 6 vers 10. Van die dood wat hy gesterf het hy vir die sondes eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy geleef het, leef hy vir God. Nog 'n bevestiging. Bevestiging dat Jesus die dood oorwin het. Dat Jesus daardeur gegaan het om ons sondes vir altyd te kan vergewe. En toe die Here opgevaar het en aan die regterhand van God sit in die hemel, het daar verskeie dinge gebeur. Daardie dinge moes gebeur sodat ons versoening kon kry. Sodat ons kan kommunikeer met God. Want toe Jesus aan die kruis gesterwe het die veil in die allerhoogste van die tempel geskeur van bo tot onder. Heeltemal deur. En dit is spesifiek van bo na onder gebeur, sodat dit 'n bewys kan wees van God se kant af,
Ek maak die deur oop vir julle om direkte kommunikasie te kan hê. Ek meen, hulle het in die ou tyd het net die hoogste van die priesters gegaan en hy kon 1 keer 'n jaar intree vir almal se sondes en as dinge nie reg was nie, daai arme man dood gegaan. Ek dink nie ek sou daai persoon wil wees nie. Ek meen, jy dra die hele volk se las op jou. Maar daar die Here het dit vir ons oopgemaak. Deur om die wel te skeur vir ons. Maar hoe het hy dit reg gekry? Dis om die Heilige Gees vir ons te kan gee. Soos wat ons gelees het, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Dis 'n belofte wat Jesus vir ons gegee het. Hy het geweet, God, sy Vader, sal dit moontlik maak vir ons, om na hom toe kan gaan 24/7 net wanneer ons wil, net waar ons wil. Ons het nie nodig gehad om in 'n tempel te gaan, deur die hele ritual te gaan nie, om skoongemaak te word en hoop alles is reg, ek kan ingaan en uitkom nie. Ons het dit nie nodig nie. Want die Here het vir ons die Heilige Gees gegee. Hy het dit vir ons moontlik gemaak deur middel van die Heilige Gees se leiding om openlik na God te kan gaan. En dit lees ons in Handelinge 2. Handelinge 2 vanaf vers 1 tot 4. En ons moet in gedagte hou, toe God opgevaar het na die hemel toe, het hy soveel dinge moontlik gemaak van daar af. As ons regtig waar in diepte ingaan met hemelvaart, gaan ons die hele dag hier kan sit en preek en uitdeel teenoor mekaar. Maar julle mind dit seker nie, nee. Ons kan tot vanmiddag maar ek het so 'n paar hoogtepunte uitgehaal wat vir my belangrik is en wat vir my kan bevestig en my gerus kan stel vir wat Jesus vir ons gedoen het. As ons lees in Handelinge 2 vanaf vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal gevul met die Heilige Gees. En hy het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Hier was almal in 'n bidkamer bo in 'n huis gewees. En hulle het eenmalig die Heilige Gees ontvang. En wat so wonderlik is van hierdie gedeelte is, waar hulle was in hierdie bidkamer, om hulle was soveel verskillende nasies gewees. Elkeen met hulle eie taal. Elkeen met hulle eie rituele en dinge wat hulle gedoen het. Maar die awesomeness van hierdie gedeelte is hoe die Heilige Gees gewerk het. Hy het vir elkeen sy eie taal gegee. Maar hoekom? Dit is God se manier wat hy gesê het, soos wat ons gelees het, laat ek dit net gou weer al hierson. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Nou ek meen, ek is Afrikaans. Ek kan nie Hong Kong toe gaan en net aanneem hoe hierdie mens gaan my verstaan nie. As ek Afrikaans praat, gaan hy gaan dink ek is mal. Maar dit is hoekom die Heilige Gees aan elkeen 'n tong gegee het. 'n Taal gegee het, sodat elkeen wat daar was, hulle kon verstaan. Sodat elkeen wat
die Heilige Gees gevul het, oral kan versprei. En dit is hoe die Here gewerk het met die Heilige Gees, sodat elkeen sy woord in sy taal kon ontvang. En die Here werk op ons maniere om te sê, ek gaan vir jou die taal gee, jy gaan na hierdie gedeelte. Elkeen het geweet waarheen hy moes gaan, want hy was gelei deur die Heilige Gees. Ons moet onthou, al hierdie profete en disippels wat bymekaar was, in hulle bidkamer, is mense wat gehoorsaam was aan God. Is mense wat Jesus gevolg het. En as jy nie gehoorsaam is aan God nie, as jy nie Jesus volg nie, gaan jy nie alles ontvang wat jy moet ontvang nie. Want ons moet onthou, soos byvoorbeeld met 'n kontrak, 'n verbond of 'n ooreenkoms, wat ons met iemand het is altyd daai terms and conditions, nie waar nie? Nou met ons terms and conditions, as jy besluit om die Here te volg, moet jy jou hart vir die Here gee. Jy moet repent, baptized, jy moet getrou wees aan die Here. Want as jy dit nie doen, gaan jy nie die Heilige Gees kan ontvang nie. Jou hart gaan nie oop wees om dit te ontvang nie. Ons moet onthou, die Heilige Gees is openlik. Almal kan hom kry, hy is daar vir elkeen. Maar as jy nie die besluit gaan neem nie, om die Here te volg nie, gaan jy nie die Heilige Gees kan ontvang nie. Daar's so baie dinge wat ons kan opnoem wat die Heilige Gees vir ons elkeen kan beteken. Die Heilige Gees kan vir ons 'n vertrooster wees. Die Heilige Gees kan 'n leiding vir ons wees, 'n leier vir ons wees. Hy kan ons kompas wees. Hy kan, as jy gebed doen, hy kan vir jou woorde gee om te bid. Hy kan vir jou vertroosting gee wat jy kan oordra na iemand anders toe. En so kan ons by elkeen gaan, en elkeen kan net so 'n lys gee van wat die Heilige Gees vir jou bedoel, en wat die Heilige Gees vir jou doen. So dis 'n groot belangrike punt vir my, wat ek kan bystaan en sê, toe die Here opgevaar het, en hy het besluit, ek gaan die Heilige Gees vir julle afstuur, om julle te lei, om vir julle te sorg. Ek dink as die Heilige Gees nie daar was nie, is 80% van die mense down the drain gewees. Want ons net as mens is nie sterk genoeg om op baie reguit paadjie te loop nie. Ons is nie. Is ongelukkig hoe ons as mens is. Ons is swak. Maar met die hulp van die Heilige Gees wat ons lei, maak dit moontlik dat ons op baie paadjie kan bly. Kom ons lees Efesiërs 4 vanaf vers 8 tot 12. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gewes aan die mense gegee, gawes aan die mense gegee. Maar dit, het hy opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. Hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars.
om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. En weer eens die is alles deur die Heilige Gees gedoen. Want die Heilige Gees het vir elkeen hierdie roeping gegee wat soos hy goed dink. En ons moet nou nie verkeerd verstaan en te sê, as ek nie die roeping gekry het vir een van hierdie 5 nie, is ek nie deel van Jesus se liggaam nie. Ons almal is deel van Jesus se liggaam. Ons is Jesus se liggaam, ons is die kerk. Hierdie is maar net mense wat so 'n bietjie meer verantwoordelikheid gehad het. 'n Bietjie meer strenger veroordeel geword het, want hulle is die een wat die woord moet bring. Dis nie te sê as ons nie in daai paadjie stap, ons gaan nie boontoe gaan nie. Ons is almal deel van Jesus se liggaam, ons is almal deel van een kerk. Nou maak dit ons minder as mens, as ek nou nie 'n apostel is, of as ek nou nie 'n profeet is nie, glad nie. Ek kan jou waarborg, in vandag se lewe is daar baie mense wat nie in daai roeping staan nie, wat se geloof 10 keer sterker is as wat die mense is wat in daai roeping staan. Want die Bybel sê ook vir ons, wees gewaarsku teen die valse profete. Dit is mense wat nie deur die Heilige Gees in daai posisie gesit is nie. Valse profete wat ons almal om die bos kan lei. Valse profete wat dink hulle doen goed, maar hulle lei ons verkeerd. Nou as ons staan in daardie roeping wat die Here uitgegee het deur die apostels, profeet, evangelis, herder en leraar, soos gesê het ons 'n baie groot verantwoordelikheid, die wat geroep is daarvoor. Maar nietemin, ons kan gerus wees dat die Heilige Gees, soos wat hy aan elkeen van ons daardie roeping gegee het, ons sal lei. Want die Here gaan vir jou nie 'n roeping gee of op 'n plek sit as hy jou nie gaan equip om dit te doen nie. Wat ek in Afrikaans. Hy sal jou voorberei, hy sal vir jou die tools gee om die job te kan doen. Hy gaan jou nie iewers heen stuur of jou in 'n roeping sit sonder om jou te leer, sonder om jou te help en sonder om dat die Heilige Gees jou sal lei nie. En dit is wat vir my ook belangrik is, dat my siening is, jy kan nie sonder die Heilige Gees gaan nie. Maak nie saak waar jy staan nie. Maak nie saak wat jy doen nie. En dit is vir my besonderlik belangrik dat ek weet, die Heilige Gees permanent by my is. En ek is gerus daarmee. Want ek kan jou beloof dat sonder die Heilige Gees ons gaan struikel. Rarig ons gaan struikel. Maar soos ons ook gelees het dat die Here opgevaar het en aan die regterhand van God sit. Nou die Here het klaar die dood oorwin. Hy was gekruisig vir ons sondes. Hy was gekruisig vir ons siektes, al sy wonde. En hy het alles klaar gedoen vir ons. Soos wat ons lees in Romeine 8. Romeine 8 vers 31 tot 34. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Hy sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja maar nog, wat ook opgewek is.
wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En hier bring ons nog 'n punt by, wat ook vir ons intree. Jesus sit aan die regterhand van God, en ons is dalk besig om te sondig, en God wil ons veroordeel en sê, wow, ek het klaar gesterf vir daai sonde. Ek het klaar die dood oorwin vir daardie persoon. Want ek dink as God ons veroordeel het, volgens sy wil, het ons moeilikheid gehad. Maar God kyk na ons deur Jesus se oë. God kyk na ons deur Jesus se oë in die punt van dat Jesus het klaar vir ons sonde gesterf. Hy het klaar dinge vir ons reggemaak en hy tree in vir ons in daardie punt om vir God te sê, ek het klaar die dood oorwin. Ek het klaar gesterwe vir hulle sonde. Ek het klaar deur daai pyn en lyding gegaan vir hulle siektes. En ek dink God op daardie manier kry ons daar 'n bietjie jammer en beoordeel ons nie so erg nie. Want hy het klaar oorwin wat moes oorwin word. En as ons kyk aan God se, terwyl Jesus aan God se regterhand sit, dink ek dit is vir ons die beste, hoe kan ons dit stel, 'n beste prokureur. Want hy beklei vir ons daarbo. Vir dinge wat ons verkeerd doen. Of vir dinge wat ons verkeerd sê. Hy tree in vir ons en sê, maar God, moet hulle nie so veroordeel nie. Sit die las op my, ek het klaar daai las gedra. Dit is wat Jesus vir ons doen. Hy sit nie net daar bo in die regterhand van God op die troon en niks doen nie. Daar lees ons in die woord vir ons sê, hy tree in vir ons. En dit is nie net vir ons sondes nie. As ons 'n gebed doen, as ons iets nodig het, of as dit vir siektes, maak nie saak vir wat nie. Ons het geleer met pastoor Susan se preke met die engele, dat hulle luister na ons preek en hulle vat dit op. En waarheen gaan dit as dit opgaan? God en Jesus maak 'n besluit oor ons preke, want niks gaan gebeur sonder God se wil nie. Alles moet gebeur volgens God se wil. So as ons bid, die engele is maar net hulle is maar net die koerier na die Here toe. En God en Jesus tree in vir ons en maak ons gebede waar. Soms dalk nie dadelik nie, bietjie later, maar hulle weet wat hulle doen. Want ons tyd is nie altyd God se tyd nie, né? Kom ons kyk na Johannes 14. Johannes 14 vanaf vers 1 tot 7. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van die Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na my Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En soos wat ons gelees het, dat Jesus het gelewe vir God. Jesus het God se voorbeeld gevolg.
Want as God gesê het, hy moet dit doen, dan het hy dit gedoen. As God gesê het, genees daai persoon, of gaan bid vir daai persoon, of voed daai mense, dan het Jesus dit gedoen. Hy het volgens God se wil gelewe. En ek dink as ons regtig waar gaan kyk hoe Jesus se lewe was, hoe die Bybel Jesus se lewe vir ons beskryf, dink ek is ons baie ver van hoe ons moet wees. Want ons is vinnig om te sê vir daardie mense wat by die roubord staan, ag jy staan net 'n bedel, gaan werk, gaan doen iets. Maar dit is nie wat Jesus sou doen, hè? Jesus sou sy hand gesteek het en gehelp het. Dis ook al gesê, jy het nie altyd net kos nodig om vir iemand te gee nie. 'n Gebed beteken baie keer baie meer as 'n brood. Jesus was dalk honger, dis hoekom hulle daar staan en bedel. Maar wat keer jy om net te stop en met daai persoon te staan en gebed te gee? Dit maak 'n groot verskil. Dit kan daai persoon se lewe omdraai. En dit is wat God gedoen het. Hy het nie gedink aan die mense om hom nie. Hy het nie getwyfel as die Here gesê het stap na die persoon toe, genees hom, dan het hy dit gedoen sonder twyfel. En op sekere dae, so Sabbatdag en goed wat hy dit nie moes doen nie, het hy dit nog steeds gedoen. Hy het God se wil gevolg. En ek dink dit is wat ons bietjie na moet kyk, hoe ons lewe doen en hoe ons lewe deurgaan. Ons is vinnig om te sê, kyk na daai persoon se lewe. Kyk wat doen hy. Kom kyk ons in ons eie lewe nie. Ons is Christene. Ons bid elke dag, ons lees ons Bybel, ons doen ons goeie dade. Maar dis nie wat jou in die lewe gaan bring nie, in die hemel gaan bring nie. Want wat sê die woord van ons? Ons moet uitgaan en gemaak disippels van alle nasies. En dit is nie om net hier te sit en of verby daai ou te ry elke keer nie. Want hoe gaan daai persoon die Here ken as niemand by hom stop nie? Ons is vinnig om verby almal te loop. Ons is vinnig om verby almal te ry. Maar gaan ons stop? Of gaan ons 2 keer dink wat almal om ons gaan dink van ons? En ek dink dis 'n groot fout wat ons maak. Jesus sou gestop het, hy sou die persoon aangeraak het en vir hom gebid het eerstens. En dan sou hy na sy behoeftes gekyk het. Ons moet begin lewe soos Jesus se lewe was op aarde. En soos wat ons gelees het dat ek gaan op en in die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan op om vir julle plek voor te berei. Soos wat ons elkeen 'n plek op aarde het, 'n doel op aarde het ons 'n plek en 'n doel in die hemel. Wat vir ons wag. Nog voordat ons gebore is, het die Here klaar geweet, hoor, op aarde is daai sy paadjie en die hemel is daai sy paadjie. Hy weet waar ons gaan opeindig. Hy weet hoe ons paadjie gaan wees. En ek dink as ons bo in die hemel kom, in die woning wat Jesus vir ons voorberei het, gaan ons geskok wees wat ons gaan sien. Ek dink dit gaan ons sal ons asem wegslaan. As ek moet oordeel teenoor wat die Bybel vir ons sê hoe die hemel is. Nou as die Here vir ons sê, ek gaan vir julle 'n plek voorberei. As ons kyk hoeveel mense is op aarde vandag, daar's amper nie 'n plek vir almal op sekere plekke nie. Maar as ons bo in die hemel kom, dit is net 'n bewys van hoe groot die Here se werke is. Ons het nie 'n benul hoe groot en waar die Here oral kan werk nie. Ons het 'n idee. Ekskuus, 'n idee.
Ekskuus, ons het 'n idee volgens God se woord wat hy vir ons sê. Maar die hele werk op goeie maniere om deur sy Heilige Gees te werk, berei hy ons voor. Met die Heilige Gees berei die Here vir ons voor in die plekke wat hy ons neersit op aarde. Jou doel en jou plek waar jy woon op aarde. Net soos wat ons op aarde 'n plek het, het ons in die hemel 'n plek. En die Here gaan vir ons voorberei vir wat sy doel is vir ons op aarde. Nou as ons kyk, en ons som alles op van die begin af. Dit was nodig dat God sy seun gestuur het af aarde toe as mens. Dit was nodig dat hy sy paadjie geloop het. Dit was nodig dat hy sterf aan die kruis, opgewek is en opgevaar het na die hemel toe. En in al daai tydperk is al hoeveel profeseë wat vir ons gegee is wat waar gekom het. En toe die Here opvaar na die hemel toe en sit aan die regterhand van God, het hy soveel meer gedoen vir ons as wat ons kan doen. Die Heilige Gees wat die Here aan ons uitgestort het ons 'n bevestiging dat ons nooit alleen is nie. Ons kan weet dat die Heilige Gees ons oral sal dra, ons sal lei en ons sal beskerm. Dat die Heilige Gees vir ons 'n leier sal wees en vir ons sal help waar dit nodig is. Nou as ons sondig en ons doen verkeerde dinge, dink julle die Heilige Gees verlaat ons? Of dink julle die Heilige Gees bly by ons? Hy bly by ons. Of as ons verkeerd doen of nie. Want die Here het die Heilige Gees afgestuur na ons toe om ons te lei. Dis daai klein stemmetjie agter wat vir jou sê, hoorie, dit en dit en dit het jy nou verkeerd gedoen. Maar ongelukkig het ons ons eie wil. Ons moet leer dat die Heilige Gees ons lei, soos wat die Here dit bedoel het om te doen. En dit is net om onsself oor te gee. Om onsself oor te gee dat die Heilige Gees met ons kan werk. En God het al hierdie dinge laat gebeur toe hy in die hemel is met 'n rede dat alles wat sy plan is, moet kan uitwerk op aarde. Ek weet ons het nog 'n hele, ons weet nie, 'n rukkie dalk nog voordat Jesus weer terugkom. En in daardie tydperk het ons 'n doel wat ons op aarde is. En Jesus het vir ons gesê, en ook die engele het vir ons gesê dat soos wat ek opgevaar het na die hemel toe, sal ek weer terugkom op 'n wolk. En ek glo teen daai tyd sal ons gereed wees vir wat gaan kom. Ongelukkig die mense wat nie is, die gaan wel hulle kans kry, maar dan wil ek hier wees nie. Dan wil ek klaar reg wees en ek wil klaar by die Here wees, bo op my plekkie wees. So, vir die opvaring met hemelvaart, die belangrikste punt vir my was die Heilige Gees. Tweede belangrikste is dat die Here aan die regterhand van God sit, Jesus, en vir ons intree, en vir ons leiding gee. En daar's soveel ander dinge wat gebeur het toe die Here opgevaar het na die hemel toe. Ek weet as jy regtig 'n bietjie wil gaan sit en kyk, daar's verskriklik baie. Maar dis my hoogtepunte wat vir my help. En ek glo as ons regtig waar gaan sit en besef wat het die Here deurgegaan vir ons en wat dit werklik vir ons as Christene beteken, dat Jesus deur alles gegaan het tot op die hemelvaart wat hy als moes gedoen het.
dink ek het ons meer as net dankbaar wees vir wat hy gedoen het vir ons. So ek wil hê die week wat kom, vat bietjie jou tyd en dink by julleself en gaan bestudeer self ook in die Bybel waar julle kan, dat ons opnuut kan besef wat dit bedoel vir ons om 'n Christen te wees. Wat dit beteken vir ons dat Jesus deur alles gegaan het. Ons weet al hierdie dinge het gebeur. Dis profeseë wat moes waar word. Dis dinge wat moes realiseer. Maar besef ons regtig waardeur Jesus gegaan het? Besef ons regtig waarvoor Jesus daardeur gegaan het? Ons moet 'n bietjie sit en kyk daarna. En ons moet opnuut gaan sit en kyk waarvoor ons kan dankbaar wees wat die Heilige Gees in ons lewe doen. Amen. Pastor. The last meal that Jesus had after walking with his disciples for approximately 3 years was to do the communion, was to let them know exactly what was going to happen on the cross. It was to tell them why his body needed to suffer and why his blood needed to flow. And he shared it with his disciples, and he said, "Do this in remembrance of me." Because you see, the communion, where it is linked to the cross, is where our victory comes from. This is our inheritance. And taking communion reminds us of the victory and the inheritance that Jesus did on that cross for us. And our inheritance is every single promise in the Word of God. Our victory is our salvation. He gave his life for your life. This is how important the cross was. And the communion is the symbols of what happened on the cross. So this morning, the Lord just laid upon my heart that let's take a few minutes and bow our heads. And that which Jesus has done for us, he says, I want to do it all for you. Here is my word. This is why I did it. I did it for you and me. So let's bow our heads and take a few minutes to speak to Jesus. To tell him, Lord, you said you died for my sins, for my diseases, for my sicknesses, for my infirmities. You died for depression, addiction. You died for the curse that was placed on the earth. Adam and Eve did not have that curse until they were put out of the garden. Then the curse came, where God says, I curse the earth and you will work hard and do all of it. And with the working hard and everything, stress comes and pain comes. And Jesus says, but I came for you for that. I came for you so that you don't have to have the curse.
I take the curse of this world on myself. You do not live in the kingdom of darkness anymore. You live in the kingdom of light, even though you're walking in the kingdom of darkness on earth. You don't have to have it. So we're going to take a few minutes and you're going to bow your heads and we're going to ask the Holy Spirit to bring into your mind the things that you want to ask Jesus and say, I want to take this communion for me, Lord, for this and this and this. Because this is what you died for. We want to remember you. You said, remember me by doing this. We want to remember your victory. We want to remember the inheritance that you give us. We want to remember that we are a royal priesthood in your kingdom. We want to remember that your pain and suffering takes this pain and suffering away from us. Okay. So bow your head and speak to God. You don't have to speak out loud. It's between you and God. Speak to God. Ask Him what is in your heart that you want to take this communion for this morning. Come, Holy Spirit. Come speak to us, Lord. Come bless us with your presence. Come saturate our spirit, our soul, and our body. Let us hear your voice. Bring into remembrance the promises of God. Help us to remember what we need to ask for. Help us to see Jesus. Help us to realize the inheritance that we have by the cross of Jesus Christ, by the resurrection of Jesus Christ. By the right standing of Jesus Christ. Help us to realize
the power and the authority of the King of Kings. Help us to know that nothing is impossible for God. Help us to believe. Help us to trust. Help us to hear your voice. Come, Holy Spirit. Saturate this place with your glory as we come before the throne of God, where we see the Father, and on the right hand our precious Jesus. Jesus, you have taken every sickness, every disease upon yourself. Jesus, you have taken every failure upon yourself. You have taken our weaknesses upon yourself. You were wounded and whipped, flesh torn out from your body. You were spat at. Take that rejection upon yourself, Jesus. You take all our disappointments upon yourself. You have taken all our heart sore and heartbreaks upon yourself. You have taken all our inadequacies, all our embarrassments upon yourself, Jesus. And you went to that cross, and you have victory over it all. You have taken the curse of this world upon yourself. And you have said, live free, my child, for I have taken care of it. I have victory over it all. You do not have to have this in your life, for I have victory over it all. Abba, Father, I pray as you hear each one's prayer this morning, that you will listen to their hearts. That you will hear their cries. Your word says, when the righteous cry out, the Lord hears and he helps. Thank you, Father, that you are such a good Father to us. Come, Holy Spirit, and saturate each one in spirit, soul, and body in this place. Because we do not doubt you, Lord. We trust in and we rely on you. You are the one who has saved us, redeemed us, set us free, Jesus Christ. You are the head of this church. You are the ultimate and the supreme head
of the church, and we are the body. And you heal your body. You set your body free. You fill these vessels of ours with your glory, with your awesomeness, with your power, with your authority. You say you give us authority to trample on snakes and scorpions, and they will by no means harm us. Here we are, Jesus. We acknowledge you. We acknowledge your cross. We acknowledge your victory. We acknowledge the inheritance that you have given us. Not that we deserve it, but you, Jesus, you love us and have given us this awesome inheritance and this victory in your name, the name above all names, over every dominion, every throne, every place there is. Your name is above all names, Jesus. Every knee shall bow and every tongue shall confess that you are Lord. And now as we take this bread, Jesus, you took it at that table and you said, you lifted it up and you said, bless this to our bodies, for this is the body of Jesus Christ that was broken so that our bodies do not have to be broken. We acknowledge that by your wounds, Jesus, we are healed in spirit, soul, and body. We have victory in it all because of you, Jesus. Come, let us eat. And you said, Jesus, this is your blood. Father, bless it. Your blood that washes us clean. Your blood that gives us a right standing with you, Jesus. Your blood that enables us to come to the throne of God. Your blood that has brought us salvation, nothing missing, nothing lacking, and nothing broken. Your blood, Jesus, that has saved us from ourselves. For whoever confesses with their mouth and believes in their heart that Jesus is the Son of God and follows in his footsteps has been redeemed by this blood and the cross of Jesus Christ. Let us drink. We remember you, Jesus, and we praise you for what you have done for us. There was nobody else that could do it, so you came and did it for us. We bow at your feet and glorify your name. Abba, Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Father, you have heard the prayers of your people. We know that you will answer them because your word, that is our truth and our reality, says so.
Thank you, Jesus, for who you are. And thank you, Holy Spirit, that you have patience with us, that you teach us and you guide us and you lead us. Flood us this week with your presence. Let us see your glory and experience your voice. Thank you for the service. Thank you for Ascension Day. Thank you for everything you have done for us. And we praise this in Jesus' name. Amen. Baie dankie. Ek hoop julle het 'n lekker middag.